Goeiemôre aan elkeen wat vanoggend hier saamgekom het om te kom aanbid, te kom dankie sê, te kom vra, miskien voorbereiding te kom doen. Welkom aan julle almal. Mag julle ook vandag iets ervaar van die nabyheid van God, van sy vrede, van sy liefde en van sy genade. Ons fotum kom vanoggend uit Jesaja 60. Kom Jerusalem, laat skyn jou lig. Vir jou het die lig gekom. Die magtige teenwoordigheid van die Here het vir jou lig gebring. Daar is donkerte oor die aarde, duisternis oor die nasies, maar oor jou gee die Here lig. Oor jou verskyn sy magtige teenwoordigheid. Nasies kom na jou lig toe, en konings na die glans van die nuwe dag, wat vir jou aangebreek het. Amen. Ek groet julle vanoggend in die naam van die Vader, wat alles gemaak het en steeds onderhou, ook vir jou, elkeen van julle. Ek groet julle in die naam van die Seun, wat in Bethlehem in 'n krib gebore is, om elke een wat sy naam aanroep, te verlos van die sonde en van die ewige dood. En ek groet julle in die naam van die Heilige Gees, wat gestuur is om elkeen van ons te vertroos, te versterk en by te staan. Amen. Dit is vandag die tweede Sondag in Advent. Ons gaan net nou die tweede Adventkers aansteek. Maar kom ons begin met 'n stukkie liturgie. O God van vrede, Immanuel, God by ons. Ons bid dat U die lig in hierdie dae in ons hart sal laat skyn. Ons steek vandag die tweede kers aan om ons daaraan te herinner dat Jesus die vredevors is. Die een wat van die begin van die wêreld af belowe is. Ons dank God vir die hoop wat hy vir ons gee en vir die vrede wat ons van hom ontvang. U is Immanuel, God by ons. U is ons vrede. Help ons om gereed te wees vir die dag, wanneer Christus finaal sal verskyn. Werk in ons hart en help ons om voor te berei vir die vrede wat Christus bring. Leef in ons en help ons om in U te lewe. Vernuwe ons deur die krag van U tweede Sondag van Advent, die Sondag van vrede. Ons vrede is in God en in sy Seun Jesus Christus. Jackie, sal jy asseblief vir ons die tweede kers kom aansteek? Baie dankie. Vandag is 'n langerige preek, maar ons gaan nie 'n wet hê nie en ons gaan nie 'n geloofsbelijdenis hê nie. En ons gaan 'n bietjie rondspring. Maar probeer maar 'n bietjie konsentreer, want uiteindelik gaan ons hopelik alles bymekaar kry. Ek wil graag vanoggend 'n bietjie praat oor kontraste. Kontraste in die Bybel, waarvan daar baie is, maar ook kontraste in ons eie lewens. En ek wil begin met 'n gedig, 'n aangrypende gedig van E.L. de Villiers uit die bundel Johannesburg tot Jerusalem. Hy het die gedig in 1998 geskryf. En die titel is Goue Poort, Jerusalem. Die goue, die genadepoort, bly dig gesluit. Net langs die vullishek, met ruwe klip gestit,
die boog sou val. God is lankal self daaruit in ballingskap, tot Gabriël aan die mure ruk. Elia sal die shofar 3 maal blaas en roep, en glansend sal die seun van Dawid nader gaan. Sit 'n krummel waar die goudboog hom begroet. Die dag sal engelwagte in kromsteegies staan, glo vrome Jode. O Jerusalem, ek hoop, ek snik psalms vir jou. Maak Heer iets hiervan waar. Beveel u seun, ontsmet die vuil ou stad. Maak oop die boë, was die bloed, hoor bid die tollenaar. Die roep van imams jaag 'n swerm spreeus op. 4 vaalgroen tanks risper verby die poort en stop. In hierdie gedig staan Isak de Villiers as 'n objektiewe toeskouer en hy kyk na Jerusalem, die Godstad, die stad waar die tempel van God eens getroon het, waar die Jode geglo het self teenwoordig was in die Allerhoogste, waar gelowiges deur die eeue heen gebid het en steeds bid. Die digter sien die vuil, vervalle stad raak. Hy sien die vermenging van godsdienste wat in die stad plaasgevind het. Moslem imams se geroep jaag die spreeus op. Spreeus wat gewoonlik vereenselwig word in die Joodse tradisie met die Jode self, want dit beklemtoon hulle uniekheid. Hy sien die oospoort, die genadepoort, waar gelowige Jode verwag, waar die Messias eendag sal verskyn. En hy sien langsaan ook die Vullispoort, die onreinpoort, waar al die vuilgoed uitgery is, ook die mis van die diere. Hy sien die oorlogstanks wat die strate vertrap. Hy sien die onophoudelike geweld. Dis wat hy raak sien. En kom ons dwaal vir 'n oomblik af. Kom ons vra onsself af, wat beteken die naam Jerusalem? Dit beteken letterlik plek van vrede of fondasie van vrede. Jerusalem, die stad, is meer as 5000 jaar oud. Dit is 2 keer totaal verwoes, 23 keer beleer, minstens 44 keer ingeneem en teruggeneem en 52 keer aangeval. Die heilige stad Jerusalem, die Godstad, die plek van vrede, is inderdaad ook een van die stede wat die meeste oorloë beleef het. Ons sal Jerusalem allermins met vrede assosieer, inteendeel, dis 'n gevaarlike plek. Net meer as 600 jaar na Christus is die stad deur moslems ingeneem en net meer as 'n eeu later is die eerste moskee, die Al-Aqsa moskee, daar opgerig. Die heilige stad, die Godstad, is onteer. En hierdie gedeelte kom uit die Ou Testament. Kom ons spring nou weer. Kom ons kyk wat sê Openbaring 21. Want daar sien ons 'n nuwe Jerusalem. Ek gaan net enkele verse voorlees, want dit is 'n lang gedeelte. Dink nou aan die vuil, vervalle, misdadige, oorlogsigtige Jerusalem. En Johannes sien die nuwe Jerusalem. Daarop het een van die 7 engele wat die 7 bakke vol van die 7 laaste plaae vashou gekom en het my gepraat en gesê:
Kom hierheen, en ek sal jou die bruid wys, die vrou van die lam. Hy het my toe deur die Gees na 'n groot en hoë berg geneem, en aan my die heilige stad Jerusalem gewys, wat van God uit die hemel neergedaal het. Die stad was vol van die heerlikheid van God. Haar glans het net soos die van 'n baie kosbare edelsteen gelyk, soos kristalhelder jaspis. Die boumateriaal van die muur was jaspis, en die van die stad suiwer goud, so blink soos 'n skoon spieël. Die fondamente van die stadsmuur is met elke soort edelsteen versier, en die 12 poorte is 12 parels. Elkeen van die poorte is uit een parel gemaak. Die hoofstraat van die stad is van suiwer goud, so blink soos deurskynende glas. 'n Tempel het ek egter nie in haar gesien nie, want die Here God die Almagtige en die Lam is haar tempel. Kom ons sluit net ons oë voor die boodskap en die skriflesing. Ons hemelse Vader, ons moet vir U sê dat ons nie verstaan nie. Here, ons verstaan nie al die geweld, al die swaar kry, al die misdaad, al die korrupsie, al die lelike dinge wat met ons gemeenskap, met ons land, met die wêreld gebeur nie. Here, ons verstaan dit glad nie. Here, want dit is nie wat ons wil hê nie. Ons wil vrede hê. Ons wil 'n rustige lewe hê. Ons wil 'n lewe hê waarin ons in vrede en in rustigheid kan aanbid. Here, maar dit lyk vir ons asof elke poging wat wêreldwyd aangewend word om vrede te bewerkstellig, net groter onrus ontketen. Here, en ons vra dat U nou vir ons 'n bietjie sal help, 'n bietjie van 'n blik te kry op dit wat U eintlik vir ons wil hê. Ons het vanoggend 'n vredeskers aangesteek. Here, ons vra ook vir vrede in ons harte, ook nou, wanneer ons na U boodskap gaan luister. Maak U self U woord vir ons oop. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ons gaan vanoggend 'n gedeelte saam lees uit Johannes 14, vers 27 tot 31. Baie bekende gedeelte. Vrede laat ek julle na. My vrede gee ek vir julle. Ek gee dit nie vir julle soos die wêreld dit gee nie. Laat julle harte nie ontsteld en bang wees nie. Julle het gehoor dat ek vir julle gesê het, ek gaan weg, maar ek kom weer na julle toe. As julle my liefgehad het, sou julle bly gewees het, dat ek na die Vader toe gaan, omdat die Vader groter as ek is. En nou het ek dit vir julle gesê, voordat dit gebeur, sodat julle, wanneer dit gebeur, kan glo. Ek sal nie meer baie met julle praat nie, want die heerser van die wêreld is aan die kom, en hy het nie mag oor my nie. Kom ons spring gou weer rond. Ons het sopas uit die Nuwe Testament gelees. Nou ons almal weet wat is 'n testament. En ek hoop van harte dat elke een van julle 'n wettige, geldige
testament het. Want as jy nie 'n testament het nie, gaan daarna jou dood baie moeilikheid vir jou familie, en as jy nie familie het nie, vir die mense wat uiteindelik jou goed moet erf voorlê. Sorg tog dat jy 'n wettige, geldige testament het. Want 'n testament bepaal wat van jou besittings gaan word na jou dood. In jou testament laat jy jou besittings na. Partykeer kosbare goed, tasbare goed, goed wat regtig baie geld werd is, en dan partykeer ook ander goed, soos intellektuele eiendom. 'n Testament impliseer dat jy dit wat jy het, nalaat of agterlaat aan iemand wat vir jou baie belangrik is, wat vir jou baie beteken, of vir wie jy baie lief is. O ja, en dan is daar natuurlik nog iets. As jy 'n erfgenaam is, moet jy 'n erfporsie aanvaar. Jy moet daarvoor teken dat jy dit aanvaar. Want as jy dit nie teken nie, val dit nie sommer net in jou skoot nie. Jy moet dit opeis. Nou, kom ons gaan terug na ons teksgedeelte toe. Ons is in Johannes 14. Dis enkele dae voor Jesus se dood aan die kruis. En hy sit in 'n kamer ergens in Jerusalem en gesels. Hy praat intiem met hulle oor dit wat kom, oor dit wat hy vir hulle geleer het. In hierdie stadium is dit Paasfees in Jerusalem. Die stad is 'n kookpot van verskillende mense, verskillende kulture, verskillende nasies. Die gehate Romeinse is in beheer. Daar is oral Romeinse soldate wat die strate patrolleer, wat die vrede bewaar. Rebellie dreig, dit gaan nie goed in Jerusalem nie. En hier sit Jesus rustig en hy lees sy testament aan sy disippels voor. Sy nalatenskap 2000 jaar gelede. En wat laat hy aan sy disippels na? Nie iets tasbaar nie, nie grond nie, nie eiendom nie. Hy laat aan hulle iets na wat elke een wil hê, sy vrede. Nou die wat my ken weet almal, ek is baie lief vir Google. Ek het gaan Google. Google sê ongeveer 1/3 van die wêreld se bevolking is Christene. Maar as ons om ons kyk, sien ons definitief nie vrede raak nie. Inteendeel, die Jode, wie se hoofstad die plek van vrede genoem word, veg in Gaza. Dit lyk asof daar geen einde aan daardie oorlog kom nie. Rusland en Oekraïne probeer mekaar uitwis. Ek weet nie wat gaan van Oekraïne oorbly die dag as Rusland onttrek nie. Oral hoor ons van selfmoordbomaanvalle, in ons eie land, moorde, geweld, rooftogte, gewelddadig. Ons raak al so gewoond aan al hierdie dinge, dat ons byna nie meer geraak word hierdeur nie. Ons sien die beelde, ons lees die berigte, maar dit raak ons nie regtig meer nie. Dit ontstel ons nie meer nie, want dit gebeur elke dag. Iets wat interessant is, wanneer 'n nuwe skoonheidskoningin soos 'n mevrou Wêreld of iets gekroon word, dan vra die persoon wat die onderhoud voer gewoonlik vir haar, wat is haar doelstellings in hierdie jaar wat sy nou 'n koningin is? En byna sonder uitsondering gaan hulle sê, hulle wil die behoeftiges, gewoonlik die behoeftige kinders, maar ook behoeftige mense help.
en dan wil hulle beywer vir wêreldvrede. Een van ons vorige presidente het inderdaad beloof om teen 2013 armoede in Afrika heeltemal uit te wis. Nou, armoede en onrus is twee goed wat baie nou aan mekaar verbind is. Dit loop hand aan hand. Maar wat is vrede? As ons na die Woordeboek gaan kyk, dit definieer vrede as die teenoorgestelde van oorlog. Vrede is die teenoorgestelde van oorlog. Vrede beteken rus, kalmte, tevredenheid, ongesteurdheid. Met ander woorde, die afwesigheid, en hier wil ek die Engelse woord ook gebruik, die absence, die afwesigheid van oorlog of konflik, die afwesigheid van moeilikheid, probleme, oneenigheid, angstigheid, ontevredenheid van bekommernis. En as ek nou vir julle vra, wat steel jou vrede? Dan gaan elkeen vir my 'n ander antwoord gee. Baie van ons gaan sê, my finansies. Ander gaan sê, my vrou of my man. My kinders, ek is bekommerd oor hulle. My gesondheid, ons veiligheid, ons dorp, ons land. Die mens is nogal baie goed daarmee om moeilikheid te sien aankom nog baie lank voor daar regtig probleme is. Nou kom ons gaan gou weer na Google toe. En ons vra vir Google, hoe verkry ek vrede? En dan kry jy 'n skerm vol antwoorde. En redelik hoog bo aan die lysie is die woord mindfulness. Nou dit beteken eintlik maar net om bewustelik en dankbaar te leef. Wat eintlik 'n baie goeie uitgangspunt is. Om bewus te wees van wat rondom jou aangaan, om die mooi rondom jou raak te sien, om dankbaar te wees. Mindfulness. Die volgende antwoord blyk godsdienst te wees en dit, interessant genoeg, begin met die oosterse godsdienste, die hindoeïstiese oefeninge en asemhalingspraktyke wat jou kalm maak, die eenvoudige leefwyse van die boeddhiste. Dan is daar natuurlik ons eie Christelike geloof waaroor ons meer gaan praat. En as dinge regtig te erg vir jou raak, dan gaan jy dokter toe en jy kry medikasie. Op 'n meer politieke gebied onderhandelinge wanneer dit by oorlog kom, strenger toepassing van wette wanneer dit by misdaad en geweld kom, veiligheid te verseker. En al hierdie dinge, alles waaroor ons nou gepraat het, werk tot 'n mate tydelik, nie aanhoudend nie. En nou kan ek ook vir julle vra, waar ervaar julle vrede? En omdat ek 'n paar van julle ken, weet ek julle antwoorde gaan verskil. Party gaan sê in die bosveld om 'n kampvuurtjie. Ander gaan sê diep in die berge, daar waar die arende en die valke my geselskap hou. Of langs die see, met die dreuning van die branders in my ore. Of in die Karoo, met sy afgesonderde verlatenheid, sy eensaamheid. Ergens waar niks en niemand jou pla nie. Maar eendag moet jy weer huis toe kom. En as jy jou voordeur oopmaak, dan wag jou probleme in jou sitkamer vir jou. Dan begin jy weer van vooraf met jou soektog na vrede, na 'n beter, suksesvoller, meer permanente oplossing vir jou probleme. Hierdie oplossings bring 'n oppervlakkige, uiterlike, tydelike vreugde en vrede. Selfs hindoeïsme en boeddhisme wat albei
filosofie en godsdienste is wat geweldig fokus op die pad na innerlike vrede, wat jy kan doen en niks wat met jou gebeur en wat rondom jou gebeur, kan jou versteur nie, kan dit wegneem nie. Selfs dit slaags nie daarin nie. Ons sien vrede as 'n pad, of 'n reis, of 'n roetine, iets wat ek moet doen of nie moet doen nie. Maar vrede is nie een van hierdie nie. Vrede kom ook nie van buite nie. Vrede is nie 'n toestand nie, dis nie 'n gevoel nie. Ware vrede is nie 'n pad nie. Ware vrede is 'n persoon. En die persoon is Jesus Christus. Die vrede wat hy in sy testament nagelaat het, is 'n goddelike vrede. Die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Die Hebreëse term vir hierdie vrede ken julle, dis shalom. En dit beteken nie, luister mooi, shalom beteken nie die afwesigheid van moeilikheid of teenspoed nie. Dit is nie 'n wêreldse vrede nie. Wêreldse vrede beteken dat ons weghardloop van moeilikheid, dat ons partykeer weier om probleme in die gesig te staar. Wêreldse vrede is ontkenning. Maar die vrede wat Jesus bring, die vrede wat hy beloof, die vrede wat hy vir ons gee, nalaat, dit is die vrede van oorwinning. Die oorwinning wat Christus reeds behaal het. En daardie vrede kan niks en niemand van jou wegneem nie. Geen hartseer, geen vrees, geen lyding, geen omstandighede kan dit wegneem of selfs net minder maak nie. Die vrede wat Jesus beloof, staan los van enige uiterlike of innerlike gebeurtenis. Dis 'n totale en absolute vrede van die siel. Dis 'n vrede wat jy nie kan verduidelik aan iemand anders nie. Dis 'n vrede wat nie verdien kan word nie. Dit is 'n vrede wat jy net moet aanvaar as 'n gawe, as 'n vrug van die Gees. En dis 'n vrede wat uiteindelik jou met oorgawe kan laat sê, nie my wil nie, maar u wil. En dit was Jesus se woorde, toe hy in die tuin van Getsemane met sy Vader gepraat het. Laat u wil geskied. Hy, die vredevors van Jesaja 9 vers 6. Sy lewe was vol konflik, teenstand, gevaar. Hy is die vredevors, hy is ons vredevors. Kom ons vat dit saam. Hierdie hele gedeelte is vol kontraste. Eerstens Jerusalem, die Godstad, is derentyd by oorlog betrokke. Maar in Openbaring verskyn Jerusalem met goue strate en parelpoorte. Jesus laat sy vrede aan sy disippels, aan sy volgelinge, aan elkeen van ek en jy na. Maar skynbaar beleef nie een van ons vrede nie. Selfs nie na Jesus se dood aan die kruis, sy versoeningsdood, en na sy dood, word Jerusalem in 20 na Christus totaal verwoes deur die Romeinse ryk. Hy word met die grond gelyk gemaak, ook die tempel. Ons is erfgename, ons is ontvangers van vrede, maar ons beleef dit nie. Gaan vra vir enige apteker of vir enige dokter, hoe lyk sy voorskrifte vir antidepressante, kalmeermiddels, slaappille, enige medikasie wat die brein beïnvloed. En hy sal vir jou sê, ons leef op gebottelde vrede, soos wat 'n alkoholist en 'n dwelmverslaafde
op gebottelde vreugde leef, so leef ons daarop. En ons groot probleem is, ons fokus. Ons fokus, ons sien en ons begeer wêreldvrede. En daarmee kan ons nie fout vind nie. Dis goed. Ons moet streef na wêreldvrede, want onvrede in die wêreld bedreig God se skepping, en baie meer is dit. Maar ons kyk deur 'n wêreldse bril, en ons smag na wêreldse vrede, 'n uiterlike en tydelike vrede. Kom ons sit vir 'n oomblik ons Bybelse bril op, en ons sien die vrede wat Jesus vir ons gee. Hy gee dit vir ons hoef dit nie te verdien nie. Ons kan dit net vat, en ons gryp dit met albei hande aan, want dit is ons erfporsie. Ons aanvaar ons erfporsie, ons Jesus vrede, ons shalom, en ons leef in die wete, dat niks ons ooit kan skei van sy liefde nie, niks nie. Nie oorloë nie, nie siektes nie, nie finansies nie, nie bekommernis oor ons kinders of ons pensioenfonds, of ons veiligheid nie, nie oorloë, siektes, niks nie. Ons is veilig in sy hande. En dit is ware goddelike vrede. Ek is nie in beheer nie. Die regering van die dag is nie in beheer nie. Die regerings van die wêreld is nie in beheer nie, nie die mafias nie. God is in beheer. Ja, ons leef in 'n stikkende, huilende, verskeurde, vegtende wêreld. Maar dit is ons vrede. God is in beheer. Meestal beleef ons nog nie hierdie vrede nie, hierdie volmaakte vrede nie, want ons is mense met ongelooflik baie uitdagings. Maar eendag sal ons die volmaakte vrede ervaar. Aanvaar nou Jesus se erflating aan jou, sy goddelike vreugde, sy shalom, en gaan leef in sy vrede, elke dag. Gryp dit met albei hande, want dit is 'n geskenk. Wees dankbaar daarvoor. Gaan leef daarin. Amen. Kom ons sluit ons oë. Here, ons het nou geluister na 'n lied wat vra, gee ons vrede. En dit is ons gebed ook. Gee ons vrede. Ons is in 'n Kerstyd wat almal smag na rus, na kalmte, na 'n tyd om net weer bietjie energie op te bou na die jaar wat verby is. 'n Jaar wat geweldig uitdagend was vir die meeste van ons. En ons vra dat U ons sal toevou met U rus, met U vrede, met U kalmte. Here, maar ook met U krag wanneer ons dit nodig het. Here, want ons weet ook, Jesus is die vredevors. Maar Jesus het ook nooit gehuiwer om op te staan wanneer dinge nie reg was nie. Hy het nooit gehuiwer om op te staan en om uit te spreek teenoor ongeregtigheid nie. Here, gee vir ons hierdie vrede om te weet dat ons in moeilike tye in U krag kan opstaan en sê, dit is verkeerd. Ons gaan nie daarmee saam nie. Ons gaan nie saam met die wêreld nie, want ons vrede is nie van die wêreld nie. Dis van U. Ons vra dat U ook nou in hierdie week met ons sal gaan. Here, ons sê dankie vir die reën. Ons sê dankie vir die pragtige natuur buite. En ons vra dat U ook in die res van hierdie seisoen vir ons sal seën. Dankie, Here. Ons vra alles net
In die naam van Jesus Christus. Amen. Kom ons ontvang die seën van die Here. Wanneer jy moeg is, sal die Here jou versterk. Wanneer jy onseker is, sal hy jou lei. Wanneer jy seer het, sal hy jou genees. Wanneer jy onrustig is, sal hy jou met vrede vul en sy lig oor jou laat skyn. So seën die Vader, Seun en Gees jou, nou en vir altyd. Amen.